Ons luister vanoggend na die woord van die Here uit Johannes 18, die evangelie volgens Johannes, lees ons hoofstuk 18, daar gaan ons saam lees van vers 28 tot vers 40, die einde van die hoofstuk, en ons gaan ons in die besonder bepaal by vers 36 tot 39. Johannes 18 van vers 28. Toe neem hulle Jesus van Kajafas na die goewerneur se paleis, en dit was vroeg in die môre, en hulle het self nie in die paleis ingegaan nie, dat hulle hul nie sou verontreinig nie, maar dat hulle die Pasga kon eet. En Pilatus het na hulle uitgekom en gesê, watter beskuldiging bring julle teen hierdie man in? Hulle antwoord en sê vir hom, as hy geen kwaadoener was nie, sou ons hom nie aan u oorgelewer het nie. En Pilatus sê vir hulle, neem julle hom en oordeel hom volgens julle wet. En die Jode sê vir hom, dit is ons nie geoorloof om iemand dood te maak nie, sodat die woord van Jesus vervul sou word, wat hy gesê het om aan te dui hoe danige dood hy sou sterwe. Pilatus gaan toe weer in die goewerneur se paleis en roep Jesus en sê vir hom, is u die koning van die Jode? Jesus antwoord hom, sê u dit uit uself of het ander u dit van my gesê? Pilatus antwoord, is ek dan 'n Jood? U volk en die owerpriesters het u aan my oorgelewer. Wat het u gedoen? Jesus antwoord, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Pilatus sê toe vir hom, is u dan tog 'n koning? Jesus antwoord, u sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore. En hiervoor het ek in die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. Pilatus sê vir hom, wat is die waarheid? En toe hy dit gesê het, gaan hy weer uit na die Jode, en sê vir hulle, ek vind geen skuld in hom nie. Maar julle het 'n gewoonte dat vir julle op die Pasga iemand moet loslaat. Wil julle dan hê dat ek vir julle die koning van die Jode moet loslaat? Toe skreeu hulle almal weer en sê, nie hom nie, maar Barabbas. En Barabbas was 'n rower. Ons fokusgedeelte is vers 36, nie tot vers 39 nie, maar tot die eerste deel van vers 38. Jesus antwoord, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Pilatus sê toe vir hom, is u dan tog 'n koning? Jesus antwoord, u sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. Pilatus sê vir hom, wat is die waarheid? Geliefde gemeente, ons Here Jesus Christus is die volmaakte koning en profeet. As koning regeer hy oor alle dinge, en as profeet openbaar hy getrou wie God is. En daardeur vernietig hy die werke van sy groot teestander, die duiwel. Die Satan is immers volgens die Bybel die vader van die leuen. Jesus spreek die Fariseërs in Johannes 8 vers 44 met skerp woorde aan, waar hy vir hulle sê, julle het die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie.
Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Die duiwel praat net leentaal. Hy kan nie anders nie. En nou het God sy seun gestuur om juis die wêreld van die duiwel se leentaal te bevry. Want broer en suster, die mensdom, die volkere, is deur die sonde in die leuns van die Satan verstrengel. Christus moet dus as koning van die volke mag oor hulle verkry, en hy moet ook as profeet die waarheid aan hulle openbaar. Slegs dan kan die mens vry wees, slegs daardeur kan die volkere vry wees. Maar juis vir hierdie doel moes Christus eers as koning en as profeet verwerp word. Dit hoor ons in ons skrifgedeelte. En broer en suster, ons skrifgedeelte speel af op die oggend van Jesus se kruisiging, die vorige aand, die donderdag aand, het die disipel Judas vir Jesus verraai. Hy het hom uitgelewer aan die Jode wat teen die tyd al lankal vir Jesus wil doodmaak. En die Jode het vir Jesus voor die hof gedaag. Hulle het 'n manier, 'n verskoning gesoek om hom dood te kry. Die Joodse raad en onder andere die hoëpriester Kajafas het hom in hierdie nag verhoor, maar hulle kon geen geldige beskuldigings teen hom kry nie. Geen beskuldigings wat die dood waardig is nie. En uiteindelik het hulle hom skuldig bevind aan godslastering. Jesus het immers aan hulle gesê dat hy God is. Die Jode het hom egter nie as God erken en gesê dat hy die Here gelaster het. En godslastering is volgens die seremoniële wet van die Ou Testament strafbaar met die dood. Maar nou mag die Jode nie die doodsvonnis uitvoer nie. Hulle word in hierdie tyd oorheers deur die Romeine, hulle is deel van die Romeinse ryk, en daarom neem hulle dan nou vir Jesus na die Romeinse goewerneur toe. Die Romeinse goewerneur van daardie streek, Pontius Pilatus. Hy moet nou eintlik maar net vir die Jode die groen lig gee om vir Jesus dood te maak. Maar nou weet die Jode ook, Pilatus gaan nie omgee oor die sogenaamde laster waarvan hulle vir Jesus beskuldig het nie. Hy is 'n rou heiden. Nou weet ons uit die res van die verhoor dat die Jode vir Jesus toe nou eintlik as 'n tipe rebel en as 'n oproepmaker in die ryk voor Pilatus geteken het. En dit is 'n saak wat vir Pilatus swaar sou weeg. En nou sien ons deur dit alles dat die Here sy raad op 'n wonderbaarlike manier uitwerk. Jesus sou die vloekdood moes sterf in die plek van elkeen wat die Vader hom gegee het. En die Joodse manier van teregstelling om iemand met klippe dood te gooi sou nie daarvoor werk nie. Jesus moet aan 'n paal opgehang word. Dit is die uiterste teken van vervloeking volgens die skrif. Dis ook die tipe dood wat Jesus gesê het, hy sal sterf. Nou is die Romeinse manier van teregstelling juis kruisiging. Daarom is Jesus uiteindelik in 'n Romeinse hof. En nou begin Pilatus vir Jesus ondervra. Hy wil vasstel of Jesus die dood skuldig is volgens die Romeinse wet. Jesus, die volmaakte koning, die volmaakte profeet, kom te staan voor hierdie heidense owerste. En die vraag wat Pilatus vra, gaan spesifiek rondom die sake wat die mensdom van nature nie wil glo nie. Maar dit is lewensbelangrike vrae met lewensbelangrike antwoorde. Dit gaan immers oor die koninkryk wat vir ewig sal bly. Dit gaan oor die waarheid wat 'n mens vrymaak. So laat ons dan nou eers luister wat Jesus hier leer aangaande die koninkryk. Pilatus begin in vers 33 sy ondersoek in hierdie saak deur vir Jesus te vra, is u die koning van die Jode?
So Pilatus begin in 'n sekere sin met 'n strikvraag. Hy begin die gesprek op die terrein van die politiek. Dit is die saak wat vir hom belangrik is. Is Jesus 'n oproermaker en 'n rebel? Is hierdie man wat voor hom wat Pilatus is staan, is hy 'n bedreiging vir sy posisie in die wêreldryk? Sal die keiser daar in Rome hom kwaadlik neem as hy vir Jesus laat gaan? Nou kan Jesus se antwoord nie maar net ja of nee wees nie. As hy ja sê, dan gaan Pilatus dadelik polities dink. En as Jesus nee sê, dan praat hy nie die volle waarheid nie. Jesus moet nou met sy antwoord die pad oopmaak vir 'n verduideliking. En daarom antwoord hy, sê u dit uit uself, of het ander u dit van my gesê? Jesus konfronteer eintlik vir Pilatus oor die gesindheid waarmee hy besig is om hierdie verhoor uit te voer. Ons gaan later hoor, dit gaan nie vir hom eintlik oor die waarheid nie. Dit gaan vir hom oor sy posisie in die ryk. Daarom vra Jesus vir Pilatus of hy self so dink, die vraag wat hy gevra het. Vra hy dit uit eie beweging of laat hy hom deur die Jode voorsê? Is hy wat nou regspraak moet gee besig om hom aan die neus te laat rondlei? Laat hy hom voorsê deur die mense wat vir Jesus haat? Soek hy met ander woorde werklik die waarheid in hierdie saak? En Pilatus, klaarblyklik geïrriteerd, antwoord, is ek dan 'n Jood? U volk en die owerpriesters het u aan my oorgelewer, wat het u gedoen? Pilatus hou duidelik nie daarvan om ondervra te word nie. Eintlik is dit ongehoord dat 'n beskuldigde tydens 'n verhoor 'n vraag vra, nogal aan die regter. En wat meer is, Pilatus is deur die inhoud van Jesus se vraag in die gesig gevat. Hoe sal hy wat daarom nou 'n Romein is om besig hou met praatjies met die Jode? Hy is mos nie een van hulle nie. Sal hy hom nou laat beïnvloed deur hierdie hardnekkige volkie wat hier in Jerusalem bly? Pilatus vervies hom eintlik vir Jesus. Hy eis dat Jesus gewoon moet verduidelik hoekom hy hier is. Wat het hy aangevang? Wat het veroorsaak dat die Jode sy eie mense hom uitgelewer het? En dan getuig Jesus oor die ware aard van sy koninkryk. Hy antwoord eintlik Pilatus se eerste vraag. Hy verduidelik, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Jesus maak dit baie duidelik, hy is nie wat die Jode hom probeer maak nie. Hy is nie 'n politieke oproermaker nie. Sy koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Sy koninkryk is nie uit hierdie sondebevlekte wêreldorde wat in wese teen God opgestel is nie. Sy koninkryk is nie soos die Romeinse ryk en al die ander koninkryke in die greep van die Satan nie. Dit is nie soos die ander ryke verganklik en tydgebonde nie. Dit gaan in sy koninkryk oor baie meer as 'n blote magspel. Dit gaan oor veel meer as 'n staanplek vir die hier en die nou. Jesus maak dit duidelik dat sy ryk nie saamspeel in die wêreldsimfonie van mag en hebsug nie. En broer en suster, dit is eintlik heel ironies dat die Jode eintlik verwag het dat die Messias juis so 'n koninkryk moes bring. Daarom het hulle vir Jesus verwerp. Hulle het verwag dat die Messias die vader van die leuen moet verslaan met so 'n koninkryk. En hoekom het hulle so gedink? Hulle het so gedink want hulle het die sonde in hulle self misgekyk. Hulle het nie die sonde gesien as die oorsaak van die probleem om hulle nie. En as jy die probleem nie reg raak sien nie, dan gaan jy nie die oplossing reg uitken nie. Maar God was wyser as die Jode. Sy wysheid is immers ook nie van hier nie. Dit is ewige wysheid, dit is alwysheid. Die Here sou
die Satan verslaan op sy eie terme. Hy sou nie inspeel in die Satan se taktieke nie. Die Satan het immers die nasies met sy leuns verlei. Sy strategie is om te lieg, vandag nog. Met sy leuns het hy die nasies verlei, daarom noem die Bybel hom die owerste van hierdie wêreld. Hy het die nasies in sy greep gehad, sedert die sondeval. En daarom moes die oorwinning kom van buite die wêreld. Dit moes kom van God self. Al hierdie dinge lê in Jesus se woorde aan Pilatus. Sy koninkryk is nie van hier nie, daarom het sy dienaars ook nie gemaak soos diegene wat die koninkryke van hier dien nie. Hulle het nie gekeer dat Jesus oorgelewer word nie. Jesus maak daarmee duidelik dat hy nie die tipe bedreiging is waarvoor Pilatus op die oomblik bang is nie. Nou moet ons mooi besef, broer en suster, Jesus se woorde beteken nie dat sy ryk dan nou minder is as 'n aardse koninkryk nie. Dat dit minder krag het as 'n aardse koninkryk, dat dit minder relevantie vir die fisiese lewe het as 'n aardse koninkryk nie. Met die hedendaagse materialisme dink mense maklik dat Jesus se koninkryk dan nou eintlik minder is as die koninkryke uit hierdie wêreld. Maar watter koning uit die nasies kan sonder harte reinig? Watter koning uit die nasies kan harte vernuwe om te leef vir die onsigbare God? Die antwoord is inderdaad, geen een nie. Die koning van die hemelryk doen dit. Hy het mag daartoe, hy regeer oor mense harte deur die krag van sy gees. Dit kan niemand anders doen nie. Hy alleen het die mag daarvoor ontvang. Hy, die koning wat God self gegee het. En dis nou hy wat in ons skrifgedeelte verhoor word deur 'n heiden. Dit is hy wat nou reeds geslaan is, wat reeds bespoeg is. Dit is hy wat besig is om verneder te word. So as hy dan soveel meer is as enige aardse koning, hoe is dit dat hy hom hier bevind? Ons skrifgedeelte gee dan as rede die waarheid. Pilatus se volgende vraag kom in vers 37. Pilatus sê toe vir hom, is u dan tog 'n koning? Na Christus se getuienis oor sy koninkryk stel Pilatus nog steeds net belang oor sy eie posisie, oor sy eie sekuriteit. Dit is baie duidelik uit sy vraag dat hy nie vir Jesus baie ernstig opvat nie. Hy wil nou net seker maak oor hierdie koning ding. Daar sien ons die aard van ongeloof, broer en suster. Die dinge waarin Pilatus sy eie sekuriteit soek, maak hom blind vir Christus. Dit maak dat hy nie veel belang stel nie. Sy posisie, sy rykdom, sy mag en die drang daarna maak dat hy nie belangstel in die koning van alle konings nie. So werk ongeloof. Wanneer jy sekuriteit soek in alles behalwe die Here, dan raak jy blind vir Christus. Dan neem jy hom nie ernstig op nie. So was dit vir Pilatus. Christus antwoord hom dan, u sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. Christus maak dit duidelik dat Pilatus reg gesê het. Hy het gesê, hy is 'n koning. Maar nou leer Jesus ons, hy is ook 'n profeet. Hy is 'n koning wat profeties werksaam is. Hy het in die wêreld ingekom met die doel om van die waarheid te getuig. Hy het gekom om die waarheid bekend te maak. Hy is koning wat van buite die wêreld is. Hy is koning van 'n ryk wat van buite die wêreld is, en daarom is hy self ook van buite die wêreld. Daarom sê hy vir Pilatus, hy het in die wêreld ingekom. Maar hy kom om te getuig, om te profeteer. Hy kom om die waarheid bekend te maak, die enigste waarheid. Hy bring in homself die volkome openbaring van God self.
Hy maak die Vader volkome bekend. Dit hoor ons reeds in Johannes 1 vers 18. Niemand het God gesien nie. Die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. Jesus het gekom om van die waarheid te getuig, daardeur vernietig hy die werke van die duiwel. Hulle wat die Vader vir hom gegee het, hoor sy stem en hulle kom oor van die heerskappy van die leuen om die waarheid te omhels. Dit het hy reeds gesê in Johannes 8. En Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Broer en suster, dit getuig Jesus ook nou voor Pilatus, en wat hy sê is eintlik geweldig. Die waarheid waarvan hy getuig is die getroue openbaring van hom wat die hemel en die aarde gemaak het. Dis die getroue openbaring van hom wat die geskiedenis voer na 'n punt toe. Hulle wat uit die waarheid is, luister na sy stem. En die duidelike implikasie daarvan, as jy nie na sy stem luister nie, is jy uit die leuen. Dan is die waarheid nie in jou nie. Pilatus besef die implikasie van Jesus se woorde. Hy besef dat Jesus nou besig is om te beweer dat die uiteindelike waarheid by hom alleen te vind is. Maar weer eens neem hy vir Jesus nie ernstig op nie. Hy vra uit minagting, wat is die waarheid? En dan neem hy vir Jesus nie eers ernstig genoeg op om te wag vir 'n antwoord nie. Hoe verskriklik tragies is dit nie? Dit is verskriklik om die waarheid te verwerp as die verpersoonliking van die waarheid reg voor jou staan. As hy boonop voor jou staan en die waarheid getuig. Ag broer en suster, hoe is Christus nie verneder nie? Pilatus sien sy koningskap nie as 'n bedreiging nie. Hy neem ook nie vir Christus se profetiese amp ernstig op nie. So word Christus uiteindelik as koning en profeet verwerp om die bitterste en die swaarste dood van alle tye te sterf. Die regter Pilatus, hy wat juis oor die waarheid moes omgee, hy gee Jesus wat die waarheid is, uiteindelik oor hom gekruisig te word. Die rede, al daardie sekuriteit in sy magsposisie, dit wat hy so bang was om te verloor. Maar daardeur voer die Almagtige ook sy raad uit. Jesus Christus word as koning en profeet verwerp. Nou kan ons uiteindelik vra, wat was die Here se doel daarmee? Hoekom laat hy dit toe? Nou broer en suster, ter wille van die waarheid. Anders as Pilatus het die Here, die regter oor die hemel en die aarde, nie die waarheid ontsien nie. God kan nie sonde ongestraf laat bly nie, hy is regverdig. Wanneer Christus dus uiteindelik gekruisig word, dan profeteer hy steeds die waarheid. Hy profeteer sigbaar wat gebeur met sonde wat teen die driemaal heilige God gedoen word. Hy profeteer dit op die kragtigste manier denkbaar. Vernedering voor sy vyande, verlating deur sy hemelse Vader, veragting deur die mense om hom, verbryseling deur die volle gewig van God se toorn. Dit word aan Jesus sigbaar later daardie dag. Dit is die waarheid. Dit is wat jou sonde verdien. Moet dus nooit dink een of ander sonde is nie so erg nie. Dit is erg genoeg dat vir reg en geregtigheid om te geskied, die mens so deur God getref moet word, soos wat Christus daardie dag getref is. Maar dit is ook nog nie die volle waarheid wat aan die kruis sigbaar geword het nie. Christus profeteer aan die kruis nog verder. Hy profeteer van die Vader se liefde. Hy spaar selfs nie sy eie seun nie, maar gee hom oor namens ons.
Hy het homself gegee, dat hy sy lieflikheid in ons kan sigbaar maak vir ewig. So profeteer Christus die volle waarheid. Sy koninkryk sal van buite die wêreld oor harte heers. Hy sal dit in mense harte inbring. Dit sal die sonde verdring, maar in waarheid. Die sondeskuld sal betaal word, dat die lig van die koninkryk in ons harte kan deurdring. Pilatus het gevra, wat is die waarheid, sonder om 'n antwoord te verwag. En tog het die antwoord reg voor hom gestaan. En broer en suster, waak daarteen om dieselfde dierfout as Pilatus te maak. Pilatus het 'n vernederde malman gesien. Iemand wat nie ernstig opgeneem hoef te word nie. So blind was hy deur sy ongeloof. Nou wie sien jy? En wat sien jy as Christus voor jou kom staan? Wie sien jy as hy voor jou kom staan in sy woord? Wie sien jy as hy voor jou kom staan in die nagmaal? As hy van die waarheid van sy offer getuig? Wie sien jy as hy voor jou kom staan in die doop? As hy van die waarheid van God se verbondstrou getuig? Sien jy in hom die lam wat vir jou sondes voorsien is? Sien jy in hom die koning en profeet wat die volkome waarheid is? Sien jy in hom die een by wie die woorde van die ewige lewe is? Of is jy dalk blind soos Pilatus? As die Heilige Gees die koninkryk tot in jou hart gebring het, dan sal jy die waarheid ken en lief hê. Bid daarom dat die Here jou oë oopmaak deur sy Gees, dat jy die waarheid kan ken en lief hê. Broer en suster, Christus is as koning en profeet verwerp voor 'n aardse regter. Daardeur is ons regverdig voor die regter van die hemel en die aarde. Dit is die waarheid wat ons vandag moet hoor, die waarheid wat ons vandag op hierdie goeie Vrydag moet onthou. As Christus dit dan profeteer, luister na sy stem. Luister wanneer hy aan jou sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Amen.